onder nuwe bestuur. Nou net gou wys van hande, het een van julle al by 'n plek gewerk en toe is daar ewe skielik skuwe en onder nuwe bestuur? Okay, julle is nie trots daarop hè, julle ywer om dit te sê. Was dit 'n sinitergende ervaring? Van ons is soos, luister jy, nie lekker nie. Ek het amper my werk verloor, ek het nie geweet hoe die nuwe mense gaan wees nie. Ander van ons het weer gedink, luister jy, ons het nuwe bestuur nodig. So hierdie is 'n goeie skuif binne-in. Maar iets wat ek wel weet, is daar nuwe bestuur opdaag, is daar dadelik nuwe skuwe. Daar's dadelik nuwe oë op dinge, daar's dadelik nuwe reëls op dinge. En as dit kom by my en jou hart, en dis waaroor die reeks gaan, dan weet ons dat wanneer ek en jy 'n Christen word, dan word die Here ons nuwe bestuurder. Hy is in beheer van ons. En dit beteken daar's nuwe reëls. Dit beteken daar is nuwe dinge wat hy in plek bring. En afhangende van jou ervaring en sienings oor die sekere goeters, is ek en jy of stadig of vinnig om saam met die nuwe bestuur te werk. Nou kom ek wees eerlik. Ons almal wil hierso sit en sê, "Marai, man, wat ook al die Here wil hê, vinnig, ons doen dit." Ja man, wat ook al die Here se nuwe reëls is, ons doen dit, maar kom ons wees eerlik. Ons sukkel met party van die goed. Ons sukkel wanneer die Here partykeer vir ons kom en sê, "Hey, ons moet nou vriendelik wees met daai ou knaap wat jou moeg maak." Nee. Ons almal het so een. Hey, ons moet nou geduldig wees met daai ene. Okay. Nuwe bestuur, ons nou vergewe. Okay. Regtig Here, vergewe iets selfs daai ou. Ek dink, wow. Weet, in tyd te goeders doen die Here in ons lewens. En hy sê, maar hier so het werk onder my bestuur. En ons kan baie keer stoei daarmee. En hierdie reeks is net daai herinnering. En daai voorbereiding ook vir Paasfees. Dat ek en jy sê, maar okay. As ons glo in Jesus wat kruis toe gegaan het, opgestaan het uit die graf uit, en ons staan onder nuwe bestuur, wel dan doen daar 'n paar skuwe in ons lewens gebeur. En laasweek het ek gepraat oor hierdie grootste skuif wat moet plaasvind. En 10 teenoor 1 die skuif wat die laaste plaasvind, is binne in hierdie denke van ons. Ons is stadig hierso. Ons kan partykeer so vinnig wees om ons harte by die Here te kry, en is amazing, en jy voel wat die Here voel, en jy doen wat hy wil doen, en jy dra sy hart, maar as dit kom by hoe jy dink oor lewe, hoe jy dink oor jouself, hoe jy dink oor verhoudings, hoe jy dink oor geld, hoe jy dink oor jou roeping, hoe jy dink oor jou drome, daai tipe goeie sit ons partykeer lank met 'n wêreldse siening, en nie onder die nuwe bestuur, die Here se siening hê. So laas het ek gepraat oor hoe jy denke kan vernuwe, maar hier is ons iets wat ek vandag oor wil praat, en dit is 'n geskenk wat die Here vir jou bring, die oomblik wanneer hy 'n nuwe bestuur is. Elke liewe Christen onder die son, hierdie is iets amazing, en baie keer vergeet ons hiervan, soos 'n goeie herinnering. In 2 Timoteus 1 vers 7 staan daar, want God het ons nie 'n gees van lafhartigheid gegee nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. Ek onthou jare terug, toe ek nou dink in hierdie vers, toe was daar 'n nuwe bestuurskuiwe by die kerk waar ons was. Een van die bestuurslede het bietjie rusie gehad met die hoofpastoor, en hulle beklei toe hulle bekleierye, en dit draai toe baie sleg uit, en dit soveel so, dat hierdie bestuurslid bedank het. En op hy oomblik roep die gemeenteleier ons, en sit ons almal so neer, en sê, okay, julle, hier is die nuus, daai oom het ou bedank, maar, julle moet net weet, sê hy vir ons, dat dit eintlik nie hy was wat so streng was nie, dit was eintlik nog al die tyd ek, en julle sal sien, as julle nie julle werk doen nie, dan was dit ek. En ons almal kyk om so en sê, wow, hier is nie lekker nie. Hierdie ou is besig om ons almal bang te maak, hierdie ou is besig om 'n nuwe bestuurstrategie te hê, en dit is terrible, dit behoort nie in kerk nie, maar toe kom hierdie vers, en ek dink myself, hier kom die God van die heelal, en hy sê, okay, hier is bestuurskuiwe, en wat hy wil doen is nie vrees nie, wat hy wil doen is nie jou bang maak nie, wat hy nie wil doen is jou geïntimideerd laat voel, of nie vergenoegd laat voel, of nie genoeg laat voel nie. Trouwens, hy maak jy nie, hallo, is ek nog in? Testing 1, dankie. Hy gee vir ons 'n gees, nie van lafhartigheid nie, maar van wat? Van krag, van liefde,
van selfbeheersing. Nou ek weet nie vir jou nie, maar ek is dankbaar dat die Here kyk hier na ons en sê, weet jy wat, jy beter jou saak reg kry en jy beter dit doen en jy sal sien, dit was eintlik nog al die tyd ek wat seker gemaak het, jy is dit en dit en dit en dit. Hy kon dit doen. Is enigiemand saam dankbaar dat ons God van die heelal na ons kyk en sê, weet jy wat, as daar iets is wat ek wil hê vir my kinders, is dit 'n gees van krag. Hulle kan dinge deursien. Hulle het 'n manier om dinge deur te maak. Hulle het 'n krag hier binne in hulle om dinge te kan bewerk op planeet Aarde. Hulle is nie lui nie, hulle lê nie rond nie, hulle is nie hulpeloos nie, hulle is nie onkreatief nie, hulle is die kreatiefste skepings, want hulle is in my beeld en in my gees is daar by hulle. Enigiemand dankbaar vir die Here se krag? 5 van ons. Fantasties. Ek doen wat van liefde? As daar een ding is waarvan hierdie wêreld nog nodig het, is liefde, julle. Ons sukkel met hierdie in die wêreld. Ons is so vinnig om mense se foute raak te sien, so vinnig om af te kyk op ander, so vinnig om net te sê nee vir mense. Waar God gee ons 'n gees, vol van liefde. Ons sien God in ander mense. Julle weet hoe special is dit? Dit is kosbaar. Maar dan hierdie ene, die een van selfbeheersing. En ja, die Here gee hom nie net sodat jy moet ophou koekies eet nie. Dit ook. Maar hierdie woordjie van selfbeheersing is baie groter as net hou op koekies eet. Sê nee vir daai suiker. Dis baie wyer as dit. Hierdie selfbeheersing, as jy gaan kyk na die oorspronklike betekenis, dan gaan dit oor 'n helder verstand. Om gedagtes te hê wat nie geklatter is nie, wat nie vaag is nie, wat nie wonder maar waarheen is ek op pad nie en waarmee is die Here besig of wat is die Here se wil in hierdie omstandighede nie. 'n Helder verstand is 'n skoon verstand en jy weet jy's in lyn met die Here. Dit praat van 'n gedissiplineerde verstand. Iemand wat weet wat die Here verwag en het die vermoëns om homself so te posisioneer om dit te doen. Dis mense wat geseënd is, wat hierdie tipe verstand het. Maar kom ons praat nou hieroor. 'n Helder verstand is een van die grootste geskenke onder die son. Ek onthou die oomblik toe ek die Here ontmoet het, as 'n jong 16-jarige, sê hierdie verteenwoordig jou verstand. En die oomblik toe jy die geloof gekry het om te glo, maar God is nie net 'n wese daar bo ver in die hemel nie. Hy's 'n Vader wat vir jou lief is en deur sy seun se offer aan die kruis maak hy jou skoon. Nie net maak hy jou skoon nie, maar hy maak jou vol. Hy maak jou nuut. Soos ons laasweek genoem het, waar Paulus skryf, in Christus is jy 'n nuwe skepping. En dit tel vir jou hart en dit tel vir jou verstand. En ek onthou daai keer toe ek die eerste keer 'n helder verstand ervaar het. Ek was so oorweldig deur die Here se goedheid, dat oral waar ek gegaan het, het ek geredeneer uit die goedheid uit. Ewe skielik het ek baie meer liefde vir mense gehad, want ek het besef hoe lief het God my gehad. Dit het net direk uitgevloei, my verstand was helder. Ewe skielik het ek genade gehad, wat ek voorheen nie gehad het nie, want my verstand was helder, want ek besef hoe genadig die Here is teenoor my. Ewe skielik is ek nie daar om alles te wil beheer in lewe nie, want ek besef, maar God is in beheer, en ek hoef nie te wees nie. En die oomblik toe my verstand helder geword het, was daar hierdie vryheid wat saam met dit gekom het. Kan een van julle saam met my net terugdink aan daai oomblik toe jy die Here beleef het, waar jy skoon gemaak was, en waar jy jou vol gemaak het, en jy 'n helder verstand beleef het? Dit was amazing. Dit is een van die grootste geskenke, wat God vir al sy kinders gee. Maar hier is wat ons vandag moet besef, is dat 'n helder verstand is een van die mooiste geskenke, kosbaarste geskenke, wat God ooit vir jou sal gee. Maar, 'n helder verstand kan jou ook hinder. Hoor mooi, 'n helder verstand kan jou ook hinder. Maar hoe bedoel jy? Hoe kan 'n gedagte wat so gefestig is op die Here, hoe kan so iemand dan 'n hindernis beleef met dit? Waar kom dit vandaan? Dink gou saam met my.
Jesaja 55 vers 6 praat hier oor 'n interessante konsep, 'n baie vreemde konsep eintlik, en hy sê, vra na die Here terwyl jy hom nog kan vind. Roep hom nou aan terwyl hy nog naby is. Nou die eerste keer toe ek hierdie vers gelees het, ek gedink Jesaja het way te veel wyn gedrink hoor, want Jesaja, dit maak nie sin nie. Vra na die Here terwyl hy hom nog kan vind. As ek die Here kan vind, natuurlik gaan ek hom vra. Weet, as ek die Here ervaar en beleef, hoekom sal ek nou wegbly van hom af? Hier is waar baie van ons val. Hier is waar van ons grootste geloofshelde al geval het. Jy sien, dit is die tyd wanneer jy die sterkste is, wanneer jy kwesbaar is om te val. Dis die tyd wanneer jou denke die helderste is, waar jy minder kan begin vertrou op die Here, want jy voel nou so goed, so nou is ek op 'n goeie plek. En ewe skielik, omdat jy skoon is, nou kan die eie ek begin bietjie meer fokus kry. En dis presies wat ons geloofshelde gebeur het. Hulle het nie geval toe hulle op hulle swakste was, hulle het geval toe op hulle beste was. Onthou hulle laasweek die verwys ek na Dawid. Wanneer was Dawid op sy sterkste? Dis was die oomblik toe hy nou uiteindelik sy roeping beleef het en die koning van Israel geword het, die belofte van God ervaar het na al die jare. Dawid is uiteindelik daar. 'n helder oomblik vir hom. Dis juist die oomblik toe hy val. Onthou julle, al ons geloofshelde wat ek na verwys het laasweek, Heman, die tweede wysste ou, volgens klomp ouens wat leerskole. Ek doen daai ou val in 'n depressie in. Hoe kan 'n ou met soveel wysheid, met soveel helderheid, val in depressie in? Want ewe skielik het ons denke gegaan oor iets anders. Dis wanneer jou denke die helderste is, wanneer jy vinnig kan begin dink oor jouself. En dis hoekom Paulus sê in 1 Korintiërs 10 vers 12, daarom, as julle dink julle staan sterk, moet julle oppas dat julle ook nie tot 'n val kom nie. Wees versigtig. En hier's ek vandag en ek wil met ons praat oor hierdie ding. Want daar's te veel Christene wat ek sien. In my eie lewe sien ek dit telkens ook raak. Wat die Here beleef en die Here kom en hy doen weer iets nuuts. Hy maak die mense helder. Jy dink weer reg, jy is weer daar. En dan kort voor lank en dan val ons weer. Dan sit ons weer in 'n gat. En dan is ons waar ons nie moet wees nie. En dan sal mense baie keer wonder, maar hoekom en waarom en Here, wat gaan aan? En ons voel ons gebede is leeg en ons voel ons doel is leeg en ons is nie vervuld nie en ons stoei deur lewe, maar hoe? Hoekom kom ons daar? Dis die proses van 'n helder verstand. Nou hier's wat gebeur. Ek en jy moet vandag praat oor hoe hou ons 'n helder verstand? Hoe kan ons daar kom waar ons fokus bly op die oomblik toe God ons nuut skoon gemaak het, en dit is hy wat vir ons voorsien, en nie ek moet my agterend afwerk net om te kan voorsien vir my gesin nie. Hoe kan ons bly by, okay, die Here is die geneesheer, so ek hoef nie allerhande 50 miljoen goed te ontdek binne in myself, sodat ek net genesing in my siel kan vind nie. Hoekom kan ons nie sê, maar die Here is die verlosser, so hoekom is ons so besig om so hard te werk om ons saak met God reg te maak? Kom ons bly by 'n helder verstand, en hoe kry ons dit reg? Nou, hier is die antwoord wat die Bybel ons gee. Baie eenvoudig. 2 woorde. Waak en bid. Het jy al daai stelling gehoor? Dis al manier hoe jy jou verstand helder hou. Dis al manier hoe ek en jy ons verstand kan skoon hou soos God dit wil hê. Kom ons praat oor die eerste ene, waak. Alraai, so Spreuke 4 vers 23, bekende vers in die Bybel, hoor wat sê hy? Bo alles, wees versigtig met wat met jou hart aangaan. Wat jy dink, bepaal alles wat jy doen. So hier sê hy, wees versigtig. Wees baie versigtig met wat jou hart aangaan. Bo alles sê hy, beskerm jou hart. Want wat jy dink, bepaal wat jy doen. My vraag is, en elkeen van ons vandag, as ons dink aan daai denke van ons, is waarmee maak jy jouself vol? Kom dink saam met my. As jy 'n lang dag gehad het by die werk, en jy voel bietjie moeg, waarmee maak jy jouself vol? Wat doen jy? Kom by die huis,
skoene uit, TV, kom ons check gou die highlights. Is dit dalk jy? Kom ons kyk dit gou dalk weer daai ou program vir my, ek wil net 'n bietjie ontspan. Man, vat my terug na Fico Paleis daartoe. Ek weet nie wat dit is vir jou nie. Dalk is dit luister jy, ek weet net, bel die vrou, ek moet 'n bier gaan drink saam met die manne. Waarmee maak jy jouself vol? Wat van daai oomblik, wanneer jy voel, luister jy, ek het betekenis nodig in my lewe, ek voel nie, ek is besig om waarde toevoeg, soos God wil ek moet dit toevoeg in die wêreld nie. Waartoe gaan jy? Waarmee maak jy jouself vol? Waar vind jy jou waarde? Dis 'n belangrike vraag hierdie. Want as ek en jy wil waak oor ons harte, moet ons antwoorde op hierdie vraag baie duidelik wees. En die probleem is in vandag se tyd, ons maak onsself vol met gif. Ons maak onsself vol met dit wat ons sien, met dit wat ons hoor, met dit wat die wêreld vir ons bied, met dit wat die mensdom ons leer, met dit wat ons oë op dwaal binne in die winkelsentrum selfs, as ons net 'n nuwe skoene kan kry, of 'n nuwe rok kan kry, of wat ook al nie kan kry, dan voel ons weer beter. Ons kan so vinnig val in die verkeerde goed wat ons vol maak. En hoor mooi, dit is juis daar wanneer ons begin gif in ons siel kry en ons denke is nie helder nie. Nou kom ons praat net gou prakties hieroor. Daar's 3 maniere hoe jy jouself volmaak, elke persoon onder die son. 3 kategorieë. Eerste een, gewoontes. Tweede ene, gaan oor insette. Derde een is verhoudings. Hierdie 3 dek alles. So jou gewoontes, wat is jou gewoontes? Die norm. Soos ek vir jou gevra het, 'n gewoonte vraag wat ek net gevra het, wat doen jy as jy by die huis kom na 'n dag? Wat is jou gewoonte? Wat is jou gewoontes in jou huwelik? Wat is jou gewoontes as dit kom by jou kinders? Wat is jou gewoontes as dit kom by jou sielsrus? Kom ek stel vir ons 2 belangrike gewoontes voor. Ek weet nie of jy dit weet nie, maar rus is so belangrik vir die Here. Trouwens, die rusopdrag, die ruswet, het dit 4de op die lys gemaak uit die 10 gebooie. Dis nogal belangrik. Hoeveel van ons ag nog die Sabbat as 'n goeie rus in ons lewens? Skakel die fone af, skakel alles wat werk is weg, breek net bietjie uit die norm uit, en heilig die dag net weer, waar jy sielskos in oormaat vir jouself gee, waar jy intentioneel langer bid, intentioneel verhoudings bou wat saak maak. Die Sabbat is so belangrik. Isoleer jouself. Rus jy nog genoeg saam met die Here? Dis 'n belangrike vraag. Ek wil jou aanmoedig vandag. Een goeie gewoonte wat jy kan inbou, is rus. En nie lê op die bank en doen niks nie. Dis vrot wees, dis nie rus nie. Rus is wanneer jy intentioneel tyd saam met die Vader spandeer. Dis so belangrik. Maar dan, tweede gewoonte, Bybel lees julle. Hoe gaan dit met jou gewoonte van Bybel lees? Ek het in die begin van die jaar vir ons 'n lekker uitdaging gegee, met hart en siel reeks, en gesê, as jy hart en siel wil leef vir hierdie jaar vir die Here, wel, tel hy Bybel op. En ek het jou uitdaging gegee van 'n boek 'n maand, wat nie 'n groot uitdaging is nie. Hoe gaan dit met dit? Lees jy hom nog? Want ek beloof jou nou, as jy daai 2 inbou in jou lewe in, gaan jou denke helder bly. Maar hier's dalk wat gebeur. Ons lees meer op hierdie ding as wat ons lees in ons Bybel. En hier praat ons nou oor insette. Ons is meer behep wat in die oorlog aangaan in Iran as wat daar is binne in ons verstand. Enigiemand? Ons is meer bewus van die chaos daar buite as die chaos hier binne. Ons soek meer oplossings in AI as binne in ons Bybel, in ons woord. Geen wonder ons verstand lyk soos 'n gemors nie. En hoor wat ek vandag vir ons sê. As ons 'n helder verstand wil hê wat die Here vir ons wil gee en ons moet dit bewaar, dan moet jy jou gewoontes check. Dan moet jy die insette check. Maar so ook jou verhoudings. As van ons wat verhoudings het wat nie baie goed is vir ons nie. Nou daai 3
wat ek nou genoem het, dis jou, dat ek net gou my goedjies hier soek. Sjoe, dankie. Julle oë is skerp, jong. So, as dit kom by hierdie 3 kategorieë, is dit baie belangrik om te weet, hulle staan eintlik vir iets. Gewoontes, insette, verhoudings. En ek weet my spelling is terrible in Afrikaans, maar jy moet jou kleerling DNA hier uithaal. Want die afkorting staan vir gif. Okay? Ek hou baie van kleerlinge. Ons moet regtig kleerlinge in ons kerk kry, julle. Ons gaan baie meer 'n kleurvolle kerk hê as ons dit doen. Maar sodra ek en jy verkeerde gewoontes het, dan is daar net iets binne in ons denke wat val. Is daarom nie so erg nie. Trouwens, dit lyk eintlik mooi. Nee, ons kan leef met hierdie gewoonte is nie so sleg vir my nie. Ag man, hierdie TV wat ek kyk, dis nie so bad nie. Weet jy wat, hierdie seks sien, man, ons verdra het net, ons stem eintlik mos nie eintlik mee saam met dit, maar dis okay. En een klein druppeltjie het 'n massiewe effek oor tyd. Die gesprekke wat jy het in jou verhoudings. Paulus sê, moenie laat vuil taal uit jou mond uitkom nie. Moenie op afguns praat oor ander nie. Al die goed is om ons denke te beskerm wat die Here vir ons gegee het, maar tog doen ons dit. En elke liewe keer is daar net 'n bietjie gif wat inkom. En is klein, maar het 'n massiewe effek. En dis waarvan ons vandag sit. Man, my verhoudings is nie so sleg nie, Morney. Man, dit is nie slegte mense in my lewe nie. Hey, maar hoe help hulle jou denke skoon nou? Hoe praat hulle oor die Here? Hoor jy Bybel uit hulle uitkom? Hierdie is belangrike goed om te noem. Bid jy saam met hulle? Hoe gaan dit met hulle harte? Hoe gaan dit met hulle denke? Hoe gaan dit met hulle huwelik? Pas op vir die gif wat die vyand wil bring. Want is net so, dan vind ons onsself daar. Dan is ons kwaad, ons is frustreerd, en ons bid, Here, asseblief vat net hierdie goed weg, maar eintlik is dit ek en jy, wat nie beskerm het nie, wat nie bewaar het nie. En daarom moet ons waak, sê die skrif, waak en bid. Kom ons praat oor die tweede deel, bid. Julle, verstandelike gesondheid, helder verstand, is nie net 'n fisiese, emosionele ding nie, dis 'n geestelike ding. Ons almal het 'n vyand wat rondloop, julle. Sy naam is die duiwel. En hy's uit om mense te verskeer. En raai, hoe gaan hy dit reg kry? Gaan hy by jou deur kom klop en vir jou sê, hey, moenie in Jesus glo nie. Man, Jesus is eintlik 'n vark, moenie in hom glo nie. Hy gaan nie kom met daai sales speech nie, want hy weet jy gaan dit nie vat nie. Wat gaan hy doen? Hy gaan dit gif bring. En hy gaan een gesprek probeer losmaak wat ongesond vir jou is. Hy gaan een gewoonte probeer jou laat gemaklik laat voel. As jy daai gewoonte net gaan hou, dan gaan dit begin gif in jou lewe ingooi. Hy gaan wil hê jy moet vasgevang raak op social media en wat ook al dit mag wees, sodat daar gif in jou denke net kan val die hele tyd, en dan lyk jy so. Hy wil nie jou hart weg van die Here afkry nie, maar hy wil jou verstand donker kry. Want hy weet as jou verstand donker is, dan gaan jy sukkel om 'n lyn met die Here te beweeg. Dan gaan jy sukkel om te onderskei wat die Here van jou wil hê. Jy gaan moeg en oorlaai rondloop. Jy gaan uitgebrand voel. Want jou denke is oorweldig. Jou denke is donker. En daarom moet ons bid. Gebedloosheid bring gevegte, julle. Hoor mooi. Jesus het sy disippels gesê, toe hy gaan bid het in die tuin van Getsemane, voor hy kruis toe moes gaan. Toe sê hy, julle, waak en bid. Waak en bid.
Hoekom? Sodat julle nie in die versoeking hoef te kom nie. Dis wat hy gesê het. In ander woorde, as jy nie bid nie, gaan jy in 'n klomp versoekings beland wat jy nie noodwendig in hoef te beland nie. Jy gaan onnodige energie moet spandeer aan versoekings weerstaan en gevegte moet veg hier in jou binnekant. En dit maak jou moeg. As jy vry wil leef, bly weg van onnodige versoekings af. Bly weg van goed wat jou denke doodmaak, wat nie reg is voor die Here nie. En ons leef in 'n tyd, julle waar op social media dit rol hardloop, Christene wat met donker verstande soveel opinies lewer. En dan sit en luister ons na hierdie goed. Ons moet versigtig wees en terugkom na gebed toe en sê, Here, wat sê U vir my? Here, wat verwag U van my? Here, maak my meer soos U. Here, gee my weer 'n helder verstand, Here, sodat ek U kan verteenwoordig in hierdie gebroke en donker wêreld. Mag daar 'n lig wees, Here, wat deur my skyn, as gevolg van U werk in my, Here. Hoor mooi, 'n social media preek gaan dit nie vir jou doen nie. Hoor mooi, niemand anders se gebed gaan dit vir jou doen nie. Dis jou verhouding met die Vader wat dit gaan doen. Wanneer laas was jy in die binnekamer, julle? Wanneer laas was jy voor jou Vader? En net dankie vir hom gesê, vir die geskenk van 'n helder verstand. Hoe kosbaar, Here, is dit dat ek kan dink soos U dink? Wat 'n geskenk is dit nie? Maar tog loop baie van ons so rond, want ons het toegelaat dat die gif kom. Hoofsaaklik omdat ons nie bid nie. Maar moet ons bid? Hoe moet ons hierdie ding dan reg kry? Hoor mooi wat sê Paulus, en hy het vir ons hierdie advies vir ons gegee. In Efesiërs 6 vers 13 tot 18. Hy sê, en hy praat hier oor die geestelike oorlog wat aan die gang is. En hoor mooi wat sê hy. Daarom moet julle God se gevegstoerusting aantrek. Dan wanneer die bose julle aanval, sal julle weerstand kan bied. En nadat julle geveg verby is, sal julle nog vas staan. Staan dus vas deur waarheid as gorde om julle heupe te dra, waarheid. En trek God se vryspraak as borsharnas aan. Trek die bereidheid om die goeie nuus van vrede te verkondig, soos skoene aan julle voete. Dra onder alle omstandighede die skild van geloof. Daarmee kan julle al julle brandpyle blus wat die bose afskiet. Gebruik God se verlossing as 'n helm om julle koppe te beskerm. En gebruik die swaard van die Gees, dit is God se woord. Doen alles deur gebed en smeking. Laat die Gees julle elke keer in gebed lei. Bly in alle omstandighede op julle hoede en bid vir almal wat aan God behoort. So hierso kom die taal weer, waak en bid deur. En hy sê praktiese dinge vir ons. Hy praat oor die beginsels van die Here. En hy kleer dit in 'n metaforiese styl van 'n wapentoerusting, hoe ek en jy moet aantrek. En hy praat eerstens oor die waarheid as jou gordel. Julle waarheid is so belangrik. Waarheid is wat ons denke helder hou. In 'n tyd waarin ons vandag leef, is waarheid baie blurry. Mense lees nie hulle Bybel nie, luister 'n klomp twak en dis hoekom dit blurry is. Ek en jy moet weet wat die Here van ons verwag. En hou dit naby. En wanneer jy bid, as Here kom, wys my, wat is U wil? Kom spreek die waarheid oor my, Here. Soek die waarheid, en selfs wanneer in gevalle is waar jy die waarheid moet verkondig, Here, gee my die dapperheid, dat ek nie sal wegskroom van die waarheid af nie, maar ek sal vas staan, ongeag of mense daarvan gaan hou of nie. Ongeag of mense my gaan aanvaar of nie. Want die waarheid is wat vrymaak, sê die skrif. En dan die vryspraak. Bid God se vryspraak vir jou. Dankie Here dat ek vandag vry is. Dankie Here dat ek vry is om te lewe, maar nie net dit nie, ek is vry om te leef as 'n kind van God. U het die prys vir my betaal en vandag kan ek rondloop met soveel liefde. En ek hoef nie skaam daaroor te wees nie. Trek daai goeie nuus aan 'n skoene. Ja, kondig die boodskap van vrede aan julle. Oral waar ons gaan, kan ons vrede gaan saai tussen mense. Bid daaroor, sê hy. En so gaan die lys aan, né? Geloof. Oh man, vertrou die Here. Vertrou die Here in alles. Trek dit soos 'n skild aan.
Dis die ding waarmee jy rondloop, man, as mense wil pyle skiet, vertrou net die Here sal. Dit moet ons taal wees, dis hoe ons denke helder hou. En so hou Paulus aan. En hoe doen ons hierdie, sê hy? Hy sê nie, jy doen dit deur voor jou klerekas te staan en 'n rympie te sê, en dan trek jy jou klere aan, en dan sit jy jou wapenrusting so aan, nie. Nee, dis 'n goeie kinderkerk manier om die Bybel te leer ken. Maar hoe doen ons dit? Deur gebed en smeking, sê hy. Jy gaan na God toe, en sê, Here, ek was vandag baie naby, dat ek nie in die waarheid gebly het nie, Here. Ek het saam gepraat, saam gelag, saam my besigheidsdeel gedoen wat ek nie moes nie, Here, saam hier, saam gedaag, Here, asseblief, Here, hou my in die waarheid, beskerm my, Here. Gebed en smeking is hoe jy dit doen. As jy voel jou hart is beknop en angstig, jy kort vrymaking, sê die skrif, hoe doen jy dit? Bid daaroor. Here, asseblief, ek het die vrymaking nodig, is borsharnas, Here, my hart voel nie lekker nie. Here, asseblief, kom wys my net weer wie jy is. En in dit is daar helder verstand, is daar vrymaking. So my vraag weer eens wat ek gevra het in die begin is, waarmee maak jy jouself vol? Hoe lyk jou hart, hoe lyk jou denke op die oomblik? Hoe lyk dit as dit kom by jou verhouding met God? By jou identiteit? By jou huwelik? Hoe lyk dit as dit kom by jou werk? Jou roeping op aarde? Wat is vol in jou denke? Want iets wat ek weet is, die duiwel gaan altyd kom pla. En sonder ons wapenstoerusting gaan ons val daarvoor. Julle ken mos die duiwel se stem. Hy vra altyd 2 vrae. Nommer 1 is regtig. Het God regtig jou vergewe? Is God regtig lief vir jou? Is jy regtig nou 'n Christen? Want joh, jy draai jou rug maar baie op die Here. Jy noem jouself 'n Christen, maar regtig kyk hoe lyk jou denke. Kyk wat se gewoontes jy het. Jy kom sit in kerk, maar gisterand het jy gesyp, pornografie gekyk en jy regtig. En die ander een is wat as? Die taal van vrees. Duiwel wil jou altyd bang maak. En al hoe ons wegbly van die wat asse en die regtig stemme van die vyand, is gebed en smeking. Right, Morai. Wat as ons nou hier is? Wat as ek verkeerde gewoontes het? Wat as ek gefaal het? Wat as my denke nie helder is nie? Wat as ek nie die geskenk van God bewaar het nie? En my denke is nou daar, en my gemoed is nou daar. Hoe kom ek weer terug? Galasiërs 5 vers 1, praat Paulus oor iets so amazing. Hoor wat sê hy? Om vry te wees. Nee, en trouwens, om vry te wees. Dit is waarvoor Christus ons vrygemaak het. Maak seker dat jy vry bly. En moenie weer onder die slawejuk vasgebind word nie. Oh man, ek love hierdie. Weet jy wat sê hierdie skrifgedeelte? Paulus kondig het hard en duidelik aan vir almal wat luister. En hy sê, om vry te wees. Dit is Christus se rede hoekom hy julle vrygemaak het. Dit klink so ironies. Sê raak dit so en sê Paulus, dankie vir daai. Nee, jy verstaan nie. God het jou vrygemaak. Dis die werk wat hy op homself geneem het. Dis sy doelwit met jou. Hy wil jou vry hê. Hy wil jou los hê. Hy wil hê jy moet geniet. Hy wil hê jy moet hardloop. Hy wil hê jy moet lewe ten volle, lewe in oorvloed in Jesus se woorde. Dis hoekom hy gekom het. Om jou vry te maak. Om hierdie denke van jou helder te kry, vry te kry, los te kry. Dis hoekom hy gekom het. Nou ek sien uit om net weer Paasfees te vier, want dis wat ons gaan beleef. Maar ek weet nie van jou nie. Ek wil nie nog 'n week wag nie. En ek dink God wil ook nie. God is vandag gereed om weer skoon te maak, om weer vry te maak. En dit wat God vry maak,
moet ons beskerm. As God jou denke helder maak, hou dit helder. En ja, dit beteken jy moet vir 'n paar pelle sê, ons is nou nie meer wat die soort pelle wat ons was nie, en dan is dit so. Jy moet besluit of jy vriendskap met God wil hê of vriendskap met sekere mense wil hê. Dis realiteit. Of jy vriendskap met hierdie wêreld of jou gewoontes wil hê, of vriendskap met die hemel, of jy 'n geseënde van God wil wees en wil sien hoe God jou omvou. Jou besluit. Maar hier is wat ek weet wat God besluit het. Hy het gesê al 2000 jaar terug, ek kom om vry te maak. En wie die seun vry maak, sal werklik vry wees. Nie halfpad nie, man. Nie 2% nie, man. Werklik vry. Het jy al gesien hoe lyk iemand wat in 'n tronk was en hulle denke, en die Here kom en hy maak hulle los. Dis beautiful. Dit kan jy wees. Ek weet nie of jy dalk so lyk vandag nie. Wat vir my en jou baie moeilik is ontdiening te wil skoon kry. Jy weet die dag toe Jesus aarde toe gekom het, die kruis gehang het, sy bloed gevloei het, homself net uitgegiet het, in sekondes, is daar helderheid, wat my en jou 'n ewigheid sal vat, is in Christus 'n ja en 'n amen. Is God amazing? Dalk sit jy hier en jy sê, maar dis ek. Ek het daai nodig. Ek het die helderheid van verstand nodig. My denke is geklatter, my hart is deurmekaar en ek besef nou ek het nie die geskenk van selfbeheersing van 'n helder gedagte beskerm nie. Wel, God wil jou help. Hy wil jou vrymaak. Jy hoef niks te doen nie. Jy moet net glo. Jesus het die prys betaal. Jy kan net glo. Jesus het die spons en die sunlight nodig om jou denke skoon te was. Jy moet net glo. Jesus het vir die vuilste sondaar langs hom in 'n oogwink vergewe aan die kruis en gesê, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Hy het net geglo. Soos jy vandag hier sit en sê, Moray, ek het dit nodig. Wel, hier is jou uitnodiging. Ek gaan vir ons saam bid. En as jy graag daar wil wees, gaan ek vra John net voor jou sal uitsteek, as 'n teken van jy ontvang net. Jy verdien dit nie. Jy kan dit ook nie verdien nie. Maar net sê, dankie Here. Kom was my skoon, kom maak my nuut, want in Christus is ons nuwe skepings. So daar wees, kom ons bid saam. Hemelse Vader, so baie dankie. Dankie Hemelse Vader dat ons kan weet dat U gee ons die beste geskenke, Here. Vir enigeen wat glo, gee U nie 'n gees van lafhartigheid nie, maar van krag, van liefde en 'n helder verstand. Ek bid so hier, Here, vir enigiemand wat vandag hier so is en U sien hulle wat nou uitroep, Here, met hulle hande voor hulle uitgestrek en sê, Here, asseblief, kom was hulle skoon. Ek bid, Here, vir daai genade, vir daai mooi geskenk om weer te gebeur hier vandag, Here. Kom was hulle skoon, kom maak hulle nuut. Kom vergeef hulle van hulle sondes, Here. Kom maak hulle een met U. Kom oortuig hulle, Here, dat hulle vergewe is. Dat U die prys werklik betaal het. Kom gee vir hulle daai vrede wat daarmee saamgaan, Here. Vir hulle met die Heilige Gees. Dankie, Here, daarvoor. Dat hier en nou denke skoon gewas word. Dat vrede weer die norm is. Vryspraak weer duidelik is. Dat geloof weer in plek is.
Hemelse Vader, dankie dat daar geen donker verstand te donker is vir U nie. U het ten volle betaal. Ten volle. Ek bid nou, Hemelse Vader, vir daai gedissiplineerde gees vir elkeen van ons wat nou vergewe is, om die lyne te trek en die neus te begin sê vir daar waar ons moet sê, sodat ons goeie gewoontes, insette en verhoudings moet hê, Here. Sodat ons nie die gif moet inkry weer nie, Here. Ek bid, Hemelse Vader, beskerm ons teen die bose. Dankie daarvoor, Here. Ons bid hierdie in Jesus se naam, die kosbaarste naam, die een wat ons vergewe. Dankie, Here, daarvoor. In Jesus se naam. Amen. En amen.